Nee, ek vra net. Die paadjie vir enige sportkind om eendag op 'n internasionale podium te staan is 'n harde en 'n moeilike een. Maar om dit te doen sonder ondersteuning is bykans onmoontlik. En daarom is die betrokkenheid van 'n ouer en die plek van 'n ouer in 'n kind se sportreise verskriklik belangrik. En ek is seker dat 16-jarige Jamie Roux sal dit beamoen. Hy is een van Suid-Afrika se tennissterre en is tans in Barcelona besig om te oefen. En ons gesels met sy pa, Jack de Priester. Jack, dit is so lekker om jou hier te hê en te hoor wat is jou storie as 'n sportouer. So kom ons begin by die hoekom Barcelona? Wat maak julle in Barcelona? Goed, dankie Milan en hulle Gili wat ook daar is. Ek ken julle daar ook gelukkig ook al albei baie jare. Barcelona het ek hierdie tyd nou weer agtergekom is op 'n ander level as dit by tennis kom. Regtig. Dit is die hoeveelheid tennisakademies, klubs, die kleibane waarop kinders oefen wat hulle leer om te grind, letterlik. Daai bal eindig nooit nie. Jy moet nog en nog. Dis baie anders as Suid-Afrika. Suid-Afrika vind ek heel anders as dit by tennis kom. Dit het ek nou gesien. Ek dink ons level van klein kindertjies is goed. Hulle oefen hard en dis op harde bane en so aan. Maar ek dink hier van 15, 16, my seun is nou 16 jarige ouderdom, dan dink ek het mense nogal hierdie ondervinding definitief nodig. So ons het gedink ons woon in die Kaap op hierdie stadium, so dis baie nat op hierdie stadium, dit reën verskriklik. So daar's 'n groot deel in die winterseisoen wat hulle ook sukkel om te oefen, want ons het ook nie die indoors fasiliteite nie. Ons was nou eintlik vir 'n week eers in Nederland gewees waar ek, omdat ek nou 'n sanger is, ook kon sing, 'n konsert of 2 doen om so 'n bietjie te help met die finansies van hierdie trip. Maar daar het hulle weer indoors geoefen. Want dit omdat dit so baie reën ook in Nederland en koud is hulle is gereed daarvoor. So die kinders speel indoors. In Barcelona is dit nou weer, ek meen is blou lug en blykbaar meeste van die jaar is die weer baie goed. Maar hier is dit nou die soos hulle noem die gravel bane. En ek weet nie, ons is nou 2 weke in Europa so ver en ek sien Jamie, my seun se, die skille val definitief van sy oë af. Die coaching het 'n ander approach. Daar's soveel van ex-professionele spelers wat terug investeer in byvoorbeeld die hier waar hy nou is by die Ad-in Tennis Akademies. Al die coaches was in hulle lewe, almal sê net vir my, ja, hulle teen Wayne Ferreira gespeel en teen John Lafney die jager en hulle noem die name so, hulle is daai ouderdom, 50, 52, 53 jarige ouderdom. Maar hulle invest weer. En ek dink dis dalk ook 'n ding wat anders is in Suid-Afrika. Dit voel vir my die spelers wat wel professioneel was, bly agter of in Amerika of kom terug en begin 'n hele ander lewe. Ek dink dit het dalk iets met die federation ook te doen. Jy weet daar's min mense wat weer terugploeg weens baie omstandighede. Ek dink John Lafney die jager is een van die min. Maar hierso, dit is soos klomp pro mense wat die kinders toesak en al hulle knowledge letterlik in dit terugstoot in hierdie jong kinders. So ja, ek meen ek kan nou ure aangaan, maar dit is ongelooflik hoe hulle grind, veral in Barcelona. So is julle in Barcelona uit keuse omdat julle self net wou gaan oefen of is daar 'n toernooi of is dit 'n spesifieke akademie? Ek het besluit om vir Jamie op 'n 5 weke, mens noem dit wel, ek noem dit, gee dit 'n naam, 'n ontwikkelingstoer te stuur. So dit was harde bene om geld bymekaar te kry. Daar's baie mense wat hom gehelp het.
want is nogals duur ook. En toe deesdae op Instagram, jy weet mos as jy aan iets belangstel dan Instagram weet mos dan kry jy heeltyd so ek weet al van elke tennisakademie in Europa en Amerika oral. Die wêreld het baie klein geword wat dit aanbetref. Weet jy as mens my foon oopmaak op Instagram is dit kuns, musiek en tennis. Dis die 3 goed wat deeltyd opkom. So ek het geweet van al hierdie plekke, kinders follow mekaar ook vanuit my seun die ITF circuit speel, dis nou die internasionale junior toernooie. Ken hy ook kinders wat van hier en van Nederland en van Tsjechoslowakye al die plekke. Hulle maak, dis 'n vreemde wêreld. Ek dink vroeër sonder sosiale media sou hulle mekaar nie goed geken het nie, maar deesdae is dit maklik. Toe besluit ek nou maar kom ons ek gaan wel sing in Nederland. Dan vat ek nou 'n bietjie van 'n sabbatical daarna en toer saam met ons. So hy was nou vir 'n week in Nederland. Hy's so bietjie meer as 'n week hier so in Barcelona, dan gaan ons wel na die La French Touch Akademie wat in Montpellier is, want daar's 2 Suid-Afrikaners, Janie van Sail en Philip Henning wat daar oefen op die oomblik. So een van die paas van hulle het gereël dat Jamie daar 'n week kan gaan oefen. Dan is hy weer daar vir so 15 dae. En dan eindig ons in Parys waar hy nou ek wil net baie graag na die Roland Garros toe vat dat hy net kan ook sien en ervaar hoe dit is. So ons het dit self gereël, maar ek moes video stuur oor sy level en soos hier in Barcelona vat hulle nie enige iemand nie. Hulle kyk na jou level sommer op video's. Hulle vat hierdie spesifieke akademie vat ook nie kinders jonger as 14 byvoorbeeld nie. Maar dis weer ander akademies wat na hulle kyk. Want so dis 'n kleinerige akademie. Daar's net so hulle het so 1 of 2 pros ook wat daar oefen wat nou byvoorbeeld by Roland Garros gaan wees en so aan. So dit was maar uit eie keuse en toe het ons dit nou so gevat 'n week by die plek. Die ander wonderlike ding was hy kon saam met toe ons nou in Nederland was, het hy saam met die onder 16 Nederlandse span geoefen. Wat baie lekker was is sien dis 'n ander ding wat wonderlik is. So in Nederland het hulle die onder 16 sê nou maar seunspan, soos wat Jamie speel nou vir Suid-Afrika. Hy's in die top 3 by Suid-Afrika. Maar in Nederland het hulle 6 kinders in daai span en hulle oefen saam. Basies elke middag in Amstelveen, dis die plek. So hulle het ook weer ex-pros soos Jaco Elting, ek weet nie of julle daai naam kan onthou, en Paul Haarey, sulke mense wat weer daai spanne afrig. En dis wonderlik want hulle weet hulle moet nou binnekort in die Davis Cup onder 16 gaan speel. Dis 'n ding in Suid-Afrika as jy word gekies byvoorbeeld vir so 'n span, maar dan eers die aand op die lughawe kom daai kinders van Suid-Afrika eers bymekaar. So daar's nie 'n same en dan kom hulle byvoorbeeld sê maar in Egipte waar hulle moet gaan speel, dan vat dit hulle 2 of 3 dae voordat hulle voete vind op klei, voordat hulle as span bietjie join. So dis wonderlik. So hulle het toe vir Jamie genooi om saam met hulle te gaan oefen en dit was so lekker om te sien dat hy is op daai level saam met hulle. Dis nie dat hy op 'n laer level is nie. Dis maar net daai elke dag te oefen weer 'n keer met klomp kinders wat op jou eie level is en nog beter. Dit is wat kinders, ek dink die kaf van die koring van die kaf skei op die ou einde van die dag. Die hoeveelheid kinders teen wie jy kan oefen en die terugploeg van daai kennis van internasionale spelers terug in hulle land se kinders. Ek sal vreeslik graag wil hoor wat Gili oor hierdie onderwerp sê omdat hy so baie met tennisspelers werk. Ek het net voor ek nou vir hom aan die woord stel, wil ek net by jou hoor jy sê nou dat Jamie is onder die top 3. Jy as 'n ouer jy land nou in hierdie reis. Jy sit nou met hierdie pakkie. Dis die talent wat jou kind het. En was dit moeilik vir jou om te besluit dat jy tyd en geld gaan belê in hierdie reis, kom ons sê nie noodwendig ten koste van akademie nie, maar
ons word so groot gemaak en ons as ouers is so bewus van ons kinders se toekoms en die beroepe wat hulle eendag gaan doen en ek dink baie keer dink ons sport is minder. Sport gaan ons kinders nie so ver bring nie. Ons gaan Ja. al neem van 'n toekoms. Hoe voel jy? Hoe het julle daai besluit geneem? Ek onthou Jamie was net so klein seentjie, so groot, toe ons nog in Pretoria gewoon het en dan slaan ek met hom balle. Toe was hy in graad 1 of 2 en dan sê hy, "Kan hy asseblief homeschooling doen?" Dan sê ek, "Nee, is nog 'n bietjie vinnig." Maar ek het toe ons Kaap toe trek, dis asof die level van tennis in die Kaap weer 'n bietjie op was opper gegaan het teenoor in Pretoria. En toe het hy by 'n akademie gekom in Stellenbosch met 'n Italiaanse coach. Daardie coach het vir my gesê, "Wanneer kom hy permanent?" En ons was my baie Afrikaans, of normaal, nee, die kind moet skool gaan en alles. En Jamie het toe eventually na Paul Roos, dis die baie goeie skool in Stellenbosch veral vir sport. Maar die eerste 3 weke was al by daai skool, dan gaan laai ek hom af, dan sonder dat ek weet, stap hy van die skool af met sy uniform na die tennisakademie, gaan trek sy klere uit en oefen tennis. En toe eendag het die coach vir my dit gesê en toe is dit 'n groot storie. Toe het ons net laat besluit, as dit is wat hy wil doen, kom ons doen dit. Maar ek dink die lewe het baie verander. As jy nie 'n prokureur of 'n dokter of 'n dit of 'n dat, gaan jy miskien opeindig in 'n geval om 'n entrepreneur te wees en so. Ek weet nie of die normale studie by universiteit, die wêreld met AI het so verander. Die beroepe dink ek wat ons kinders en hulle kinders gaan hê eendag gaan crazy anders wees as wat ons groot geword het. En ek weet ook Jamie is nie daai tipe kind nie. Maar dis nou nie dat hy nie skool doen nie. Ons moes toe nou soek vir 'n wat is die beste homeschooling program wat hy kan doen. Eers het hy begin, toe hy nou net begin het graad 8, was dit die MOS-sisteem. Dit is wat dis Afrikaanse, maar dis maar amper normale skool. Jy doen dit nou net by die huis. Maar hy het nou oorgegaan in American School Diploma. So die belangrikste ding is dat hy kan nog steeds na college toe gaan vir tennis op 18. En hy doen dit goed. In die begin was dit moeilik want hy's tipiese kind, wil net tennis speel, wil niks skool doen nie. Nou begin hy al agterkom dis 'n verantwoordelikheid, hy moet dit self doen. Hy het baie hierdie 5 weke wat ons in Europa nou is, so hy het baie skool gedoen voor die tyd sodat hy nie sy skool saam met hom nou hoef te getravel het nie. En dit werk goed. Kyk, daar lê nog baie dinge voor en nog baie uitkomstes bereik voordat hy die dag na sy diplomas het. Maar ten minste kan hy daai tennis oefen, hy kan die toernooie gaan speel. Want dit het baie stres op hom gesit. Ek onthou toe hy net in Paul Roos gekom het, toe moes hy vir Suid-Afrika gaan speel het in Tunesië. En toe is hy daar en hulle het goed gedoen. Hy was 10 dae in Tunesië en toe kom hy terug en toe is hy so angstig oor die skoolwerk want wat hy moet inhaal en die dit en die dat en so dis ook nie, as jy in 'n gewone skoolstelsel is om uit te kom om die toernooie te gaan speel, nommer 1 is moeilik want jy kan die skoolwerk inhaal, maar daar's altyd daai bietjie angstigheid. Wat het ek gemis? Is ek nog en so aan. So ek dink waar hy nou is definitief in die wêreld van tennis beter en ek glo hy gaan alles gee om sy droom as 'n tennisspeler te bewaarheid. Hy gaan wel iets bereik sodat hy kan college tennis speel. En as hy 'n ander job moet doen, dink ek in 'n geval nie dit gaan 'n prokureur, 'n dokter, 'n chirurg, 'n onderwyser of enige so iets wees wat hy daai studies by universiteit spesifiek nodig het. Hy sal 'n entrepreneur wees of so. Ja, so die interessante ding is jy praat tennis vlot. Jy het ook baie lekker tennis gespeel. Was nog altyd passievol oor tennis. En Jamie was so groot. Hy's 'n lefty, hy speel met die linkerhand. Toe slaan hy al daar by hulle huis in Parys 'n bal teen die muur. Hy het dit amper gedoen voor hy gestap het. By baie ouers is die probleem, hulle wil hê hulle kind moet meer commit, meer toegewyd wees, harder oefen.
Dit was nog nooit 'n probleem met Jamie nie, nee. Nee, hy weet veral nou, jy weet in hierdie tye en ook oor dat hulle is so 3 seuns onder 16 in Suid-Afrika wat vir mekaar kompetisie gee. Daarna die level onder dit is, maar om daai ander 2 seuns te wen ook moet hy oefen want hulle was kinders wat nog nooit op skool was nie. Hulle was nie eens in die laerskool nie en hulle oefen baie in Europa. Hulle het ook paas wat sê nou maar die ma is Suid-Afrikaans, maar die pa is van Servië of van die een is van Servië, die een is van so daai kinders oefen ook, hulle is Suid-Afrikaners, maar hulle oefen 'n groot deel van die jaar oor see. So hy besef, ek weet nie hoe meer jy in hierdie ding raak 'n kind, hoe meer besef jy as jy nie die harde werk insit nie, gaan jy tweede kom of derde kom of wat ook al. So dis nie 'n probleem met hom nie. Maar soos enige kind is hulle maar bietjie lui ook partykeer. Wil as hulle van die afkom, as hulle nou veral met fitness met vir 'n kleinerige kind is moeilik. Nou begin hy besef hoe belangrik is die fitness aspek van tennis. Maar mens kan nie laat 'n kind van 12, 13, as jy vir hulle sê, hoorie, dis baie belangrik om jou fitness uit te sorteer. Dis jy praat Grieks met hulle, vir hulle wil net die tennisbal slaan. So ek dink mens moet dalk ook nie kinders te vinnig te ryp druk dat hulle alles perfek doen op 'n 14, selfs op 16 nie. Vanoggend het ek met die coach hier gepraat. Hy wou met my praat en toe kan ek agterkom selfs Barcelona sê hulle kinders moet dit nog steeds geniet en hulle moenie perfek wees nie. Jy doen dit so as jy moeg is moet jy 'n bietjie uitsit. Want ek vra toe vir hulle oefen hierso 2 ure in die oggend, dan hulle ure en 'n half fitness en dan weer 'n ure en 'n half. Dus vra ek, is dit genoeg ure vir die kinders hierso? Sê hulle ja, want hulle raak moeg. En as hulle 'n middag wil uitsit, kan hulle. Toe besef ek ook mens dink partykeer dat harde werk is meer ure, maar dis nie noodwendig altyd dit nie. Dit jy weet daar is 'n stelsel, maar as kinders jonk is moet jy 'n bietjie aanpasbaar wees. Maar Jamie en hy het definitief, ek meen dis wat hy wil doen. Ja. Hy oefen hard. Hy is in die wêreld van tennisrakette, tennisklere, tennisskoene. Hy weet van elke tennisspeler in die wêreld, weet hy iets, hy van die scores, as sy foon aan is, kyk hy tennis. So op die stadium en as hy die dag besluit hy wil nie meer nie, dan is dit ook fyn, maar ek het een ding besef, hulle het baie pressure. Maar as jy nie daai pressure kan hanteer nie, dan in 'n musiekwêreld noem hulle dit iemand moet 'n X-factor hê. Maar mens weet nie regtig wat is 'n X-factor nie. As jy nou gaan op Idols en iemand staan daar en hulle sing, dan het iemand die X-factor. Jy kan nie sê dis so en so en so nie. Dis net jy het 'n X-factor. En ek dink in sport, veral in tennis, is daar ook 'n X-factor en daai X-factor gaan nie net oor die talent nie, dit gaan oor kan jy die pressure hanteer? Kan jy die reis hanteer om nou hier te bly in 'n klein kamertjie saam met jou pa? En Jamie sê elke aand ek snor kom wakker. Kan hy dit nog steeds handle of wil hy dadelik huis toe gaan? Kan hy daai pressure as jy aankom by 'n plek? Ek het hom maandagooggend gekyk toe ons na die ek meen jy kom maar aan, maar dis net hierdie Spaanse mense en dis tennissakke en dis kleibane so ver as wat jy kyk en dit is coaches en dit is ek myself begin angstig en bang raak. Maar hy stap al in. Groet die mense. Dis als 'n X-factor wat niks met talent te doen het nie. Dis iets en kinders gaan pressure hê en hulle gaan tye kom wat hulle dalk bietjie hulle self ooreis, maar ek dink as jy dit kan handle, dan gaan jy soos Nadal en Alcaraz en al daai mense daar uitkom. If you can't handle it, dan sal jy nou maar net jy weet, sê dit was lekker, maar dit is nou genoeg. Tennis is 'n sport waar jy nie kan wegkruip vir dit nie. Dit al jou in. Maar ja, iets wat ek baie gehou het wat jy gedoen het, behalwe dat hy jy weet op laerskool was, is dat hy hokkie gespeel het tot graad 7 toe. En hy het in 'n span deelgeneem en hy was goed daarin en hy het daarvan gehou. Ek dink baie keer
fokus mense te vinnig te veel en los baie belangrike goed uit wat deel is van sy atletiese ontwikkeling, maar sy emosionele ontwikkeling. En vir tennis is dit so lank om die droom aan die lewe te hou. So was dit vir julle 'n moeilike besluit om te sê, hoorie, so jy kan dalk nog meer tennis oefen toe jy nou 12 en 13 was, of was daar hokkie, dink jy, as jy nou terugkyk, was dit die regte call geweest om te sê, speel hokkie, Ja. wees Weet jy nee, jy kry ons tipe kinders. Jamie was net so goed met hokkie, dat dit is hartseer geweest die dag toe hy self gesê het, want hy het nog, toe ons van Gauteng af getrek het Kaap toe, ek meen dadelik vriende gemaak, maar hy was soos die beste. Hy het in graad 7 was vir WP gespeel. Ek sal nooit vergeet nie, toe hulle speel nou soos 'n nationals of iets. Dit was ook in Bloemfontein waar al die provinsies toe speel WP teen, ek dink KwaZulu-Natal, en hy wat Jamie het daai winning goal geskoor. Hy was 'n striker. Hy was net crazy goed. En toe gaan hy Paul Roos toe. En ek meen hy was in Paul Roos natuurlik. Dit was toe nou hokkie, maar hy was self hy het vinnig begin besef die hokkie gaan vat baie van sy tyd. Toe gaan hy uit Paul Roos uit. Toe speel hy net tennis en hy het goed gedoen. Hy het die nationals van tennis gewen. Dit was nog onder 14 dink ek, maar hy was nou al klaar graad 8. Toe 'n ander skool vir hom gesê daar naby in Somerset Wes waar ons bly, PV. Hulle het hom eendag, hulle vir Michelle, my vrou, gemail en gesê as hy wil kom speel daarso, is hy welkom. Hulle is van die min skole kinders wat homeschool wat hokkie speel by die skool. Jy betaal soos 'n registrasiefooi of iets. En van sy maatjies van laerskool was toe nou na skool en toe gaan hy. Toe speel hy nou nog in graad 8, sommer vir 'n ander skool waar hy nooit was nie, ook hokkie. En ek en my vrou het vir hom gesê, hoorie, hou aan daarmee, dis wonderlik. Maar hy het toe self besluit in graad 9 dat ja, dit vat nou te veel van sy mind space, het hy nog gesê. En ek het gedink, jene, wat se woord is dit? Hy het toe self besluit, nee, hy gaan dit nie doen nie. Ek weet nie, ek dink dit was dalk vir hom te pynvol om te weet dat hy speel hokkie, maar dis amper, ek dink net hy is een van daai tipe kinders, dis of die beste span, of dit is, jy is nommer 1, of is asof hy dit nie net vir die lekkerte kon doen nie. En toe ons het hom aangemoedig om nog hokkie te speel, maar hy het self gesê, nou is dit net tennis. Maar ja, om jou vraag te beantwoord, sy skills, hoe om na die bal te kyk, sy bene, sy voetwerk met hokkie het net soveel ontwikkel. Want Jamie was 'n baie klein, dinnerige seentjie wat amper vreemd gehardloop het, maar met baie bolsens. Maar ek dink daai ontwikkeling saam met die span ook, ek onthou toe in De Hoop Laerskool hokkie, die hokkie coach is 'n vrou met die naam Mevrou McCaslin. Sy was unbelievable met daai seuns. Hy het so opgekyk na haar. Sy het ook die WP hokkie maar vir die meisies afgerig. En dit was vir my baie lekker dat so 'n coach 'n inset as 'n span coach op sy lewe kon wees. Selfs met die WP mense. So iets wat ek dink is net, Jamie was al blootgestel aan baie wonderlike coaches wat vir hom iets op 'n manier geleer het. En as hy nie hokkie gespeel het nie, ek dink dit sou baie lonely gewees het, net die tennis wêreld alleen. Ek wil 'n vraag vra oor wat nou spesifiek, ek dink baie van ons ouers oor wonder, en dit is wat dink jy, wat het hy van jou nodig? As jy hom nou so kyk, ek hoor wat jy sê, hy's self aangedrewe en hy sal heel moontlik die ding op sy eie kan doen, maar wat dink jy as 'n ouer, wat het hy van jou nodig? Kyk, hy het my ondersteuning nodig. Ek is partykeer hy leer my ook elke dag iets. Dit is my baie moeilik want mense sien ook van die kant af wat hy nie reg doen nie. Mense sien partykeer as sy attitude op daai oomblik, as hy moeg is. En
jy weet mens weet ook wat is reg en wat is verkeerd. Jy moenie dadelik met hom praat na 'n match as dit nie goed gegaan het nie. Maar as 'n ouer is dit baie keer so onmoontlik. Jy's vra dadelik, wat het daar gegaan? Wat's fout met jou dien, jy weet. So dis baie moeilik om 'n ouer te wees. Ek dink mens leer hoe om dit te doen en dan weet jy eers wat om te doen as jou kind klaar deur al die trauma gegaan het as gevolg van jouself. So, maar wat hy van my nodig het, hy het kos en klere van my nodig. Baie van dit, selfs hierso. Ek meen, dit is so duur want die kind vreet. Ek meen, want hy's moeg. Hy eet. Hy is 16 jaar oud. Hy sê vir my pa, ons kan nie nog broodjies en koue vleis, want dis die hele tyd wat ons hier eet, want dis vrek duur om in 'n restaurant te gaan sit en eet. Dan het hy moet elke dag by plekke kom. Ek is so half sy Uber ook. En dan niemand op hierdie stadium voorsien finansiëel wat hy als nodig het nie. Ek meen dis crazy vir 'n ouer wat dit kos. Hierso, ek meen dit kos vir 'n maand lank €2500. Dis R50,000 net 'n maand se training, maar dis sonder verblyf, sonder en sy rakette. Hy's nou al op so 'n level. Hy breek met elke 2 uur sessie 'n raket snare. So dit kos €15 met sy eie snare wat hy gee. So elke dag het ek 2 rakette wat ek ingee. So dis 15 is €30, dis R600 ekstra per dag. So, maar niemand anders gaan nou sê, hoorie, ons sal dit vir Jamie doen nie. Ek is sy pa, ek is iemand wat dit moet doen. So op die stadium, al wat hy van my nodig het, is dat ek ook glo in sy droom, maak nie saak waar dit opeindig nie. En dat ek nou maar sal sing en teepotte verkoop en ek weet nie wat se tricks in die boek uitdink om financially dit vir hom moontlik te maak nie. Vir my, ek voel nie so erg oor geld nie, solank ek dit net in die hande kan kry om laat hy dit kan doen. Ek dink gelukkig nooit aan wat ek anders met daai geld kon gedoen het. Gelukkig het ek nie daai probleem nie. Maar dit is om dit te kan doen. En dan natuurlik die balans, want ons het nog 2 kinders. En hulle is nie tennisspelers nie. Hulle speel al 2 hokkie, maar net vir die lekker amper. Daai balans. Maar ja, dis wat hy van my nodig het, dat ek in sy droom bly glo en op die einde van die dag baie geld wat ek op 'n manier die hele tyd in die hande moet kry. Ja, ek dink, jy weet, Jamie is bevoorreg. Hy het al internasionale blootstelling gehad deurdat hy vir Suid-Afrika speel en AJC's toe is en daardie tipe goed. Maar hierdie toe verander sy lewe vir altyd. Die ouetjie wat in Kaapstad op die lughawe geklim het, op die vliegtuig geklim het, en die ouetjie wat daar gaan afklim is nie dieselfde nie. So hy gaan verstaan van die intensiteit waarmee jy oefen, moet baie hoër wees en meer gereeld daar wees. Hy gaan sien die wêreld wat hy op sy foon van geweet het, was hy nou in daai wêreld gewees. So, Ja, presies dit. Daar's 'n sprong. En hy gaan sien hoe hy verbeter het in 6 weke. Hy gaan nou 'n tipe selfvertroue kry om te voel, ek kan nou hang saam met ouetjies wat ek dalk 6 weke terug nie meer saam kon hang. So dis ook 'n belegging. Wat lê voor hierna vir die res van die jaar vir hom? Kyk, soos ek sê, ons is nou tot einde Mei. Die 29ste land ons weer in Suid-Afrika. In die Kaap, dan is hy net 'n dag of 2 daar, dan vlieg hy Pretoria toe, dan's daar 2 ITF's. Sy droom op hierdie stadium is om sy ITF ranking in die volgende jaar tot so onder 200 te kry, sodat hy kan gaan kwalifiserende rondes moontlik kan speel vir Roland Garros, vir Wimbledon, al daai goed as 'n junior, want dit is tog lekker om deel te wees van daai goed. Sy ranking kom vinnig af. Die oomblik as hy toernooie speel en hy maak sy maar semifinaal of wat ook al hy doen, maar dan as hy vir 'n ruk weer nie speel nie, dan beweeg hy, dan sy ranking weer, val hy weer terug. So dis die ding, hy wil baie speel, maar selfs al toer jy net Gaborone toe, Zimbabwe toe, Bloemfontein toe, kos dit jou elke keer 10-20 duisend
R30.000. Dis regtig 'n baie duur sport. Maar dit is wat ons gaan doen. Hy gaan met hard oefen. Ek dink wat wonderlik was, daar was 'n Argentynse coach in Nederland wat lank gewerk het saam met Lopez, wat is die Lopez? Emilio Sanchez wat ook 'n speler was. Wat verskriklik mal was oor Jamie. Oor sy lefty, oor sy dit. En hy het ook vir my gesê, hierdie kind, en dan sê hy, he doesn't play like a lefty. We must teach him to play like a lefty. He's got an advantage. So hy het verskriklik passionate elke keer oor Jamie en ek kon sien dit het vir Jamie baie beteken. Selfs met coach hierso, hulle het soveel moeite ingesit hierso met hom en vir hom ge-inspire en gesê, you're very good, but you must, jy weet, so hulle het hom gekomplimenteer ook. So definitief dink ek om dit te hoor van hierdie mense vir hom beteken baie. Hy gaan met 'n ander attitude, 'n self-belief. Nie dat hy dit nie het nie, maar dis anderste as mense in Barcelona vir jou sê, ek verstaan jy het dit. Ontwikkel dit nou net. Ek sou baie graag wou gehad het hy moes hier bly vir 3 maande ten minste en dan weer terugkom en weer 3 maande. Maar ek sal 'n manier moet kry om dit te finance op hierdie stadium. Is dit 'n bietjie duur. Hoorie Jak, ons wens vir jou en Jamie alles van die beste toe. Ek dink Suid-Afrika gaan vir Jamie dophou, want hierdie gaan 'n baie mooi Suid-Afrikaanse tennis storie word. Ek wil graag vir ons kwartlemoene kykers uitdaag. As een van julle iewers 'n ryk oom het, kontak ons tog asseblief. Ek dink as jy hierna luister en jy weet van iemand wat hier kan help finansiëel, kontak ons by kwartlemoene@gmail.com of DM ons of kry vir Jak in die hande. Ek dink ons moet seker maak dat Jamie kom uit waar hy moet wees. Ja. Dankie Ag, Jak. Dankie julle. Nee, dit is wonderlik. Ek dink daar's baie kinders in die wêreld wat dalk in dieselfde posisie as Jamie sit. Hy's nie die enigste een nie. Suid-Afrika is net ver en ek dink die feit dat die rand 20 teen 'n euro is, maak dit maar net ook baie moeilik. Maar ja, as daar mense is wat wil investeer in iemand soos Jamie, 'n kind, dan sal dit wonderlik wees. Dankie julle, Gili. Sterkte, JDP. Dankie Milan. Sien julle weer. Groete vir Baie Jamie. lekker.